Hallo daar, ouers, onderwysers, oppassers, ouboet, ouses en wie ook al saam luister. Geniet julle kinders ons stories, dan gaan hulle sekerlik ook hou van ons nuwe projek. Ons wil graag ons jongste en belangrikste luisteraars deel maak van die pret. Vra vir jou kind om 'n prentjie te teken van enige van ons stories en plaas dit op Instagram. Onthou om 'n sak vol stories te tag sodat ons dit kan sien. Natuurlik kry al die aspirant kunstenaars ook 'n shout-out op ons potsending. Ons kan nie wag om daardie kunswerke te sien en nog stories met julle te deel nie. Hallo daar. Baie welkom by 'n sak vol stories. Vandag gaan ons sommer dadelik wegval met die storie, want dis 'n lywige een. Maar voor ons begin, het jy al ooit gehoor van sesamsaad? Party mense noem dit sommer op die Engelse naam sesame saad, maar dis daai klein wit saadjies wat jy partykeer bo op die burgerbroodjie kry wanneer jy een eet. Hoekom sê ek dit? Wel, dit mag dalk belangrik wees om die woord sesam te onthou, want jy gaan hoor wat het gebeur met iemand wat dit nie onthou het nie. Hier gaan ons. Ali Baba en die 40 rowers. Baie jare gelede was daar in Persië 'n houtkapper met die naam Ali Baba. Hy het met sy spannetjie donkies deur 'n klipperige vallei tussen groot rotsagtige berge gestap. Hy was op pad om te gaan hout soek. Maar toe sien hy 'n stofwolk op die horison. Perderuiters, het hy na sy asem gesnak, baie bewus van die gevaar van skelms en skurke in hierdie deel van die wêreld. Ek moet dadelik wegkruip. Hy het sy esels agter bosse weggesteek en self tot hoog bo in 'n boom geklim waar niemand hom kon sien nie. Net daarna het 'n bende swaar gewapende booswigte daar opgedaag. Daar was presies 40 van hulle en almal het groot blink swaarde by hulle gehad. Hulle het van hulle perde afgeklim en die grootste, lelikste een van die spul, duidelik die kaptein, het na die gladde rotswand toegestap. Op sy wang kon Ali Baba 'n halfmaanvormige litteken sien. Ali Baba kon nie dink waarheen die kaptein op pad is nie, maar toe roep hy, "Sesam, gaan oop!" En skielik gaan 'n groot deur in die rots oop. "Kom manne," het die kaptein gebrul en al 40 rowers het deur die deur in die berg ingestap. Nadat die laaste man deur is, het hy die kaptein hoor skree, "Sesam, sluit!" En die deur het toegegaan. Ali Baba was uit die veld geslaan. Kort daarna het die deur weer oopgegaan. En die rowers het lagend uitgestap terwyl hulle swaar sakke oor hulle skouers dra. Weer het die bevel gekom, "Sesam, sluit!" En die deur het toegegaan. Die rowers het hul sakke opgelaai en weggery. Ali Baba was desperaat om uit te vind wat agter die deur is. Hy het daarna toe gehardloop en geskree, "Sesam, gaan oop!" Die deur het oopgegaan. Ali Baba het ingestap en aan die binnekant van die berg was 'n skatkamer
vol oneindig waardevolle skatte. Hoope goud, berge edelstene, juweliersware, die skaarsste sy en allerhande ander waardevolle dinge. Hy het soveel goud en juwele as wat hy en sy donkie saam kon dra, bymekaar gemaak en "Sesam, sluit!" geroep toe hy by die deur uit is. Die rots het agter hom toegemaak en hy is so gou as wat hy kon in die donker huis toe. Ali Baba was so opgewonde dat hy eenvoudig vir die twee mense wat hy die meeste vertrou het, moes vertel wat gebeur het. Sy vrou Miriam en sy broer Kasim. Hy het hulle alles vertel van die geheime grot en die towerwoorde. Sy vrou was in haar skik met hul rykdom en Ali Baba het sy skat met sy broer gedeel. Maar ongelukkig was daar 'n glinstering in Kasim se oë. Gierigheid. Hy wou meer hê. Vroeg die volgende oggend het Kasim skelm die dorp uitgesluip met elke perd wat hy besit het. Hy het goed geluister toe Ali Baba vertel het en het gou die vallei gevind. Hy het sy perde vasgemaak, na die rotswand gestap en gesê, "Sesam, gaan oop." Die deur in die rotswand het oopgegaan. En Kasim het amper ontplof van opgewondenheid. "Ek is ryk, ek is skatryk," het hy uitgeroep en soveel skatte as moontlik begin bymekaar maak. Toe hy genoeg het om 'n hele koninkryk te koop, is hy terug na die deur toe. Met al die opgewondenheid het hy die towerspreek vergeet. Maak oop, komyn, het hy probeer. Niks het gebeur nie. Maak oop, sonneblom. Weer niks nie. Maak oop, asseblief. Dit het natuurlik ook nie gewerk nie. Hy het elke woord probeer waaraan hy kon dink. Sjokolade, neute, springmielies, kaugom, pap en uiteindelik het hy moed opgegee. Toe hoor hy 'n gedreun daar buite. Die rowers het gekom. Hy het sy hand teen sy voorkop geklap toe hy die woorde van buite hoor. "Sesam, gaan oop." Die deur het oopgegaan. En daar staan arme Kasim voor die groot baas van die rowers. "Dief, boef, gemene skurk wat dink hy kan steel by die slinkste skelms op aarde. Manne, gryp hom. Ons sal hierdie man 'n les leer wat hy nooit sal vergeet nie." Wel, Kasim het nie juis kans gehad om enige lesse te onthou nie, want kort voor lank was dit klaar praat met hom, opgekap in klein stukkies. Die rowers het Kasim se oorblyfsels buite die grot gelos en weggery, terwyl hul bose lag deur die vallei ekho. Toe Kasim nie terugkeer nie, het Ali Baba vermoed iets is fout. In die middel van die nag
het hy na die grot gesluip en was platgeslaan toe hy Kasim se oorblyfsels vind. My arme, dwaase broer, het hy gesug. Ek moet hom ten minste 'n behoorlike begrafnis gee. So het hy die oorblyfsels bymekaar gemaak en huis toe gebring. Om Kasim 'n behoorlike begrafnis te gee, moes sy oorblyfsels voorberei word. Ek sal jou die aaklige besonderhede spaar van wat gebeur het, dis als veelste gruisam om te vertel. Maar vir die doel van hierdie storie moet jy weet dat Ali Baba met die hulp van 'n skraal kaalkop ou kleremaker wat 'n kenner in naaldwerk was, sy broer aan mekaar kon sit en 'n deeglike begrafnis gegee het. Hy het die kleremaker laat beloof om vir geen siel te vertel wat gebeur het nie. Intussen het die rowers na die grot teruggekeer. Waar is die stukke van daardie klein skelm wat dit gewaag het om ons grot te beroof? Het die kaptein woedend gevra. Hy kan onmoontlik nie lewendig wees nie. Wat 'n vreemde towerkuns is dit hierdie? Vind hom! Die rowers het in alle rigtings laat spat om te probeer uitvind wat van Kasim geword het. Hulle kon hom natuurlik glad nie kry nie. Hy was begrawe. Maar terwyl hy by die mark na Kasim gesoek het, het die rowerkaptein by die kleremaker se stalletjie verbygestap. Hy het na die goedere gekyk wat te koop was, kussings, matte, gordyne en vele meer. Baie indrukwekkende naaldwerk, het die kaptein hardop gesê. Dis nog niks nie, het die kleremaker gespog. Jy moes sien hoe ek laas nag gehelp het om die arme, dooie Kasim weer heel te maak. Wat? Het die kaptein gebrul. Die kleremaker het uit skok sy hand oor sy mond geklap, maar dit was te laat. Die kaptein het die skraal ou kleremaker gegryp en hom soos 'n vrotvel rondgeruk. Die kleremaker was doodsbenoud en het die kaptein alles van Ali Baba en Kasim vertel. Die kaptein het op sy tande geknars, die kleremaker eenkant toe gegooi en weggestorm om sy bende bymekaar te kry en wraak te neem. Daardie aand was daar 'n klop aan Ali Baba se deur. Hy het dit oopgemaak. Daar voor hom was 'n handelaar. Hy was nogal groot vir 'n handelaar. Sy baard was groot en vollerig en het sy kin en wange heeltemal weggesteek. Onder sy buitengewone groot neus het hy 'n uiters welige snor gehad en sy oë was weggesteek agter 'n baie primitiewe swart bril. Wees gegroet, sê hy met 'n vreemde aangeplakte stem. Ek is 'n reisende handelaar wat skuilings soek vir die nag. Ek het 40 donkies wat gevoer moet word en 40 kruike vol olie wat gestoor moet word. Inderdaad. Agter hom was 'n stoet van 40 donkies. Elkeen met 'n enorme kruik as vrag. Die handelaar het die grootste kruik oopgemaak om die olie binne-in te wys. Ali Baba was 'n goeie man en het die handelaar ingenooi. Ali Baba se vrou Miriam het hom binne toe geneem terwyl Ali die donkies na die stal gelei en die kruike afgelaai het.
Die kruike was swaar en Ali het gekreun soos hy hulle dra. Daar is hy. As sy eie gekreun nie so hard was nie, sou hy dalk gehoor het hoe die kruike self kreun elke keer as hy een neergesit het. Uiteindelik het hy na sy huis teruggekeer, waar Miriam die handelaar met 'n heerlike feesmaal besig gehou het. Miriam is na die kombuis om die ete verder voor te berei. "Waarheen is jy op pad met jou donkies?" vra Ali Baba. "Ek is op pad na Baghdad om my olie af te lewer," sê die handelaar, terwyl sy vreemde stem skielik grof en skurf word. Hy het vinnig na sy beker gegryp en 'n mond vol tee afgesluk. "Heerlik," sê hy, nou weer met sy gemaakte stem, terwyl hy die druppels tee van sy baard afvee. Dit het gelyk of sy baard beweeg terwyl hy daaroor vee. "Hoe vreemd," het Ali Baba gedink. In die kombuis was Miriam baie besig. "Ai toggie," sê sy, "my olie is op." Maar toe onthou sy, die handelaar het 40 groot kruike olie. Ek is seker hy sal nie omgee as ek net 'n bietjie vat nie. Sy het stoor toe gestap en tussen die 40 kruike gaan staan. Sy wou net 'n kruik oopmaak toe sy 'n geluid hoor van binne in die kruik. "Ag, my bene maak my dood," het 'n stem gesê. "Is dit altyd?" "Nee," kom 'n stem uit 'n ander kruik. "Wag vir die baas se teken." Miriam het dadelik geweet wat aan die gang is. "Ons is verneek," het sy gedink. Die grootste kruik was vol olie. Die ander kruike moet die 39 diewe bevat. Die 40ste dief moet die handelaar self wees. Sy het teruggehardloop kombuis toe, 'n groot braaipan opgetel en in die eetkamer ingestap. Voordat Ali Baba iets kon sê of doen, het sy die rowerkaptein kerplaks oor die kop geslaan. "Wat het in jou ingevaar?" het Ali Baba geroep. "Hy is net 'n eenvoudige handelaar." "Handelaar, schmandelaar," het Miriam gesê, en die fopneus, die bril en die baard van die uit soos 'n kersrower se gesig geruk. En daar op sy wang sit die halfmaanvormige litteken. Sy het dadelik gehardloop om die dorpswagte te gaan kry. Hulle het ingestorm, die kaptein vasgemaak en die kruike omsingel. Toe roep Ali Baba in sy beste namaaksel van die kaptein se stem: "Manne, kom uit!" En die rowers spring uit die kruike uit, reg in die boeie van die wagte wat hulle almal tronk toe marcheer het. Dit was klaarpraat met die 40 booswigte. Alles te danke aan Miriam se vinnig dink en doen. Sy en Ali Baba was veilig. Nie net dit nie, hulle was ryk. Die rowers se skat was hulle sin. Wat ook al hul behoefte, alles sou opgelos word deur die woorde: "Sesam, maak oop." Daar was nou vir jou 'n paar lekker woorde in hierdie storie, soos Persië. Persië was 'n land in die Midde-Ooste. Deesdae is dit waar Iran is. Litteken. Daar was 'n halfmaanvormige litteken op sy wang. 'n Litteken is 'n permanente merkie wat in jou vel bly waar jy 'n seertjie of 'n snytjie of 'n ander tipe wond gehad het. Gierigheid. Gierigheid het in Kasim se oë geglinster.
Gierigheid is as jy nooit genoeg kan hê van iets nie, veral geld. So dis soos om gulsig te wees vir geld. Rotswand. Die deur het in die rotswand oopgegaan. 'n Rotswand is 'n groot gladde stuk klip wat deel maak van 'n berg of kraans. Dis soos 'n toemuur. En dis hoekom dit so vreemd was dat daar 'n deur in hierdie rotswand verskyn het. Baie dankie vir die saamluister. Dankie vir almal wat van hulle laat hoor en ons met hulle vriende deel. Dit is so lekker om elke week nog 'n storie te bring en ons sal dit aanhou doen solank as wat jy aanhou luister. Tot volgende keer. Arrivari.